dit nie ken nie, wat die meeste mense ken. En wat baie mense op verskillende maniere ook gebruik. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit net die oë, en bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons staan in verwondering oor u goedheid, oor u genade, oor u liefde en trou in hierdie môre. U wat vir ons sorg, meer as wat ons verdien. Ons buig voor u almag, voor u heiligheid, ja, voor u onsagwekkende grootheid. Veel groter as wat ons ooit kan bid of kan dink. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u met ons praat deur die woord. En ons wil bid dat u vanoggend ook by 'n mens verby sal praat, deur sal praat, en dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê uit u woord uit. Spreek Here, u kinders luister. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek lees vir ons saam vers 28, is dit die 2020 vertaling. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Ons tema, so 'n bietjie verander die tema, basies maar die vers, God laat alles ten goeie meewerk, vir hulle wie God geroep het, om hom lief te hê. God laat alles ten goeie meewerk, vir hulle wie God geroep het om hom lief te hê. Vanoggend het u geloof nodig. Geloof. Geloof in die alwysheid van ons hemelse Vader wat in sy soewereine almag beskik oor elke detail van jou lewe. Want, soos die Hebreërskrywer sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Vanoggend staan ons voor 'n berg van 'n belofte. Waarskynlik die wonderlikste belofte in die hele Bybel vir kinders van God. Hierdie belofte is onsagwekkend groot en gaan alle verstand te bowe. Sodra jy dit stadig lees en mooi kyk wat daar staan, dan is dit te veel vir jou verstand. In hierdie belofte beskryf Paulus God as 'n ewige, onvernietigbare skuilplek en rots vir sy kinders. Jy gaan of hierdie belofte in geloof omhels en vasgryp en saam met Dawid in Psalm 91 getuig en sê, ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. Of jy gaan met jou verstand struikel oor hierdie belofte, soos wat iemand struikel oor 'n rots waaroor hy val. Jy het die keuse. Kom ons lees weer die teks. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou hierdie belofte plaas die fokus op God, nie op jou nie, op God, sy soewereine almag, sy wysheid, sy voorsienigheid op 'n vlak wat ons klein verstandjies nooit sal begryp nie. God in sy soewereine almag is hier in beheer. Kom ons breek hierdie belofte op soos volg. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou ten eerste is dit belangrik om duidelik die konteks van die belofte te verstaan. Dit val nie in die lug uit nie. Dit hang nie in die lug nie, maar het vorm deel van Romeine 8 en dit is baie belangrik. Romeine 8, soos ons nou weet, wat handel oor die werk van die Gees in 'n gelowige se lewe. Die Gees wat ons lewend gemaak het, die Gees lei ons, wat ons lei om die praktyke van die ou mens dood te maak, die Gees wat in ons harte getuig dat ons kinders van God is, die Gees wat leiding gebruik om Christus in ons lewens sigbaar te maak, die Gees wat 'n vaste hoop in ons harte sit op 'n ewige verlossing, die Gees wat ons help in ons swakheid en vir ons intree met onuitspreekbare versigtinge volgens God se wil, onder lyding, beproewing en swaar kry ons oorweldig. En dan in Romeine 8 vers 28 tot 30 is dit duidelik dat die Gees se uiteindelike doel is om God se kinders Christus gelykvormig te maak. Dit
Dit is so vol vlug, Romeine 8. So wanneer Paulus bely, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, dan is dit duidelik dat die alles, letterlik alles insluit. Maar binne die konteks van Romeine 8 en die boek Romeine, en as jy verder lees na die einde van Romeine 8 toe, veral dan ook lyding, beproewing, swaar kry en vervolging, wat in die vorige verse ter sprake is. Maar voor ons daarby stil staan, kom ons begin by die begin van die belofte, ons weet. So hierdie is 'n geloofswaarheid, is vas. Jy wonder nie, jy weet, dit staan vas. So Paulus sê, ons weet, so dit wat volg, is vas. Kan nie verander nie, is vas. Wat weet ons? Dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Dat God en God alleen is die een wat hier in beheer is en handel. Hier is 'n beskrywing van God se onsagwekkende grootheid en almag wat in sy alwysheid en voorsienigheid in sy kinders se lewens geopenbaar word. Hierdie belydenis beskryf God se soewereine almag wat tot in die kleinste detail van jou lewe in beheer is. Sonder, en dit is belangrik, ons gaan later weer daarby uitkom, sonder dat dit jou verantwoordelikheid wegneem. Hou maar aan al twee vas. Beskryf God se absolute beheer in jou lewe tot in die kleinste detail, sonder dat dit jou persoonlike verantwoordelikheid wegneem. Dan alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Alles ten goeie laat meewerk. Miskien is daar van iemand vir my sê, regtig dominee, glo jy dit regtig? Geliefdes, as jy dit nie glo nie, dan raak die God wat jy aanbid verskriklik klein. Want wat doen jy as jy dit nie glo nie? Dan stel jy die afgod van jou eie verstand en gedagtes en logika gelyk aan die almagtige van die heelal. Net dit wat vir jou redelik verstaanbaar is, stel jy gelyk aan die almagtige van die heelal. Baie teoloë het al die vasgeval juis oor dit, en dan dwaal hulle. As ons sê dat God alles ten goeie laat meewerk, wat word bedoel met die alles? En dis hier waar dit moeilik raak. As jy in geloof moet vashou aan die God wie se seun vir jou sonde gesterf het. Miskien moet ons net eers sê dat die alles nie beteken dat alles wat met gelowiges gebeur goed is nie. Alles is nie goed nie. Alles is nie goed nie. Nee, God laat alles wat gebeur goed en sleg ten goeie meewerk vir gelowiges. Om van alles te praat, wanneer dit met my menslik gesproke goed gaan, ek materieel goed versorg is, familie is gesond, ons beleef relatiewe voorspoed, raak nou en dan siek, maar ons kom almal weer by, ek kan getuig van die Here se seën en guns, ek ken nie dood regtig nie, dan is dit maklik om van alles te praat. Dan is dit maklik. As alles op 'n menslike manier met my eintlik goed gaan. Wat is die konteks van die alles in hierdie gedeelte? Nou Paulus het die Romeinebrief in 55 tot 56 na Christus geskryf. En ongeveer 9 jaar later het keiser Nero, volgens die Romeinse historikus Suetonius, in Julie 64 na Christus Rome brand gesteek. Tacitus sê nee, hy het dit nie gedoen nie. So daar is verskil van mening daaroor. Maar wat hy wel gedoen het, is hy die Christene beskuldig dat hulle dit gedoen het, dat hulle Rome aan die brand gesteek het. En op 24 Julie 64 na Christus het Nero begin met 'n amptelike sistematiese vervolging van Christene. Petrus is onderste bo gekruisig. Paulus is onthoof. Christene is soos diere bymekaar gemaak en geoffer, gekruisig, vir wilde diere gegooi, brand gesteek. Stel jou voor die paniek en die angs, die klein groepie gelowiges wat kon vlug of oorleef, kry die nuus Petrus is gekruisig. Daar gaan hulle een leier. Paulus is onthoof. Daar gaan die ander leier.
Phoebe en Prisca en Aquila is geoffer en verbrand. Epenetus en Maria en Andronicus en Junia is vir die hongerleeu's gegooi. Apelles en Rufus en Stagus is ook gekruisig. Nou het dit regtig so gebeur soos ek het nou vertel het. Wel, ons weet Paulus en Petrus het op dieselfde dag volgens oorlewering gesterf. Paulus onthoof omdat hy Romeinse burger was, Petrus onderste bo gekruisig. Die ander name kry ek in Romeine 16, gelowiges in Rome, om wie Paulus geskryf het, nou van hulle sou verseker marteldood gesterf het. En dis toe die vervolging losgebars het. Verder as dit weet ons nie. Maar stel jou voor, die verskrikking, die hartseer, die pyn, families het mekaar geruk, pa, ma's gekruisig. Die ouers seuns is vir die leeu's gegooi, die dogters is as slawe verkoop. Miskien net van die jongstes wat bly lewe het. Hoe het die gemeente en die klein groepie gelowiges wat oorbly dit verwerk? En staande gebly en gegroei teen 'n verstommende tempo. 10 jaar voor dit gebeur het Paulus aan hulle geskryf en vir hulle gesê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Alles, ook dit wat hulle onder Nero se hand deurgegaan het. Met reg wil ons dan vra, hoe kan God hierdie boosheid en wreedheid wat sy kinders verduur ten goeie laat meewerk? Kan daar enige sin in dit wees? Nou, ons word nie vervolg, soos wat Christene vandag steeds vervolg word in Nigerië. Ek het 'n paar sondae terug het ek gewys van 70 Christene wat in 'n kerk Pangas doodgekap is nie. En Sirië waar die Christene nou vervolg word en ook elders nie. Maar baie van ons het ook vrae wat ons laat wakker lê. Baie van ons het vrae wat ons laat wakker lê. Soms is daar nuus en boodskappe wat ons verpletter. En in smart dompel, die telefoon lui. Ek hoor is kanker. Of sy is onder die operasie dood. Of ek kry net die boodskap, dit was 'n motorongeluk. Hulle is weg. Ek het my werk verloor. My huwelik is op die rotse. My man het 'n buite-egtelike verhouding en 'n buite-egtelike kind. My kind sê hy glo nie meer nie. Ek het my baba verloor. En so kan ek aangaan en goed net by die lysie bysit wat mense verpletter. Nou geliefdes, dit is in sulke tye nodig dat die woord van God in jou hart ingegraveer is en jy as te ware in die rotsvesting van Romeine 8 vers 28 kan inklim. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Romeine 8 vers 28 is dan soos 'n bomskuiling, 'n ondeurdringbare bomskuiling in oorlogstyd wat jou veilig hou wanneer die bomme van lyding en beproewing oor jou reën. Dit sal jou dra en beskerm teen die pile van ongeloof en twyfel wat die duiwel op jou afskiet. Dis duidelik dat alles ten goeie laat meewerk beteken nie alles sal tog regkom of alles sal uiteindelik goed uitwerk nie. Soos die, weet nie of julle onthou van die A-team wat daar was, televisie het gesê, I love it when a plan comes together. Alles werk dan net mooi goed uit op die einde. Alles werk nie altyd reg uit vir ons as Christene nie. Baie keer werk dit nie uit nie. Baie keer kom dit nie reg nie. Romeine 8 vers 28 is nie 'n blinde optimisme dat alles sal regkom en alles sal uitwerk soos wat ek bid en soos wat ek dit graag wil hê nie. Soms gebeur die slegste. Werk dit nie uit nie. My vrou Esther is 'n voorbeeld daarvan. Sy het as 12-jarige op hulle huis se dak gesit, die pastorie se dak gesit in tye van die Lynsburgvloed in 1981. Daar aan my regterkant bo kan jy die pastorie sien. Sy en 'n ma en 'n broer het daar op die huis se dak gesit in tye van die vloed en die water het begin opstoot. En haar hele familie het oorleef, almal het uitgekom.
van die dak af en hoor, die een is nog daar en daai een is nog daar. Maar haar pa, Dominee Milan Jacobs, wat die ou mense gaan help het, was wegstroom af. Alles het nie reg gekom nie. As die helikopters terugkom, dan kyk hulle of hy by is, dan is hy nie daar nie. So het dit aangegaan. Hy is toe later doodverklaar, want hy het verdrink. Nie sy lijk gekry nie. Geweldige skok, ontwrigting, hartseer en pyn. Alles het nie reg uitgewerk nie. So dis duidelik dat alles ten goeie laat meewerk, nie dui op aardse welvaart, voorspoed en gesondheid nie. God kan dit gee. Hy kan alles so reg laat uitwerk as hy wil. En soms doen hy dit, maar soms doen hy dit nie. En daar's geen waarborg dat hy dit sal gee nie, en daarom kan ek ook nie hierdie teks gebruik om God se arm te draai, om aardse welvaart, voorspoed of gesondheid vir my te gee, asof dit my toekom nie. Die voorspoedteologie doen juist dit, en dompel mense in ellende, wanneer alles nie ten goeie uitwerk wat aardse voorspoed, welvaart en gesondheid betref nie. Nou die vraag, wat beteken God sal alles ten goeie laat meewerk, prakties, vir hulle wat God lief het, in Romeine 8 vers 28. Wat beteken dit prakties? God het uiteindelik een doelwit in die oog, wanneer hy alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat God lief het. Hy het een doelwit. En dit is die koms van God se koninkryk in en deur sy kinders, totdat hulle gelykvormig aan Christus in hemelse heerlikheid opgeneem word. Dis as jy God se kind is dit sy doel met jou. Die koms van sy koninkryk in en deur jou, en dat jy uiteindelik Christus gelykvormig in die hemel opgeneem sal word, saam met die Here Jesus. Dat hy baie broers en susters kan hê. In Romeine 8:29 sê Paulus dat diegene wat God geroep het, hy ook bestem het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis die doelwit. Om hierdie doelwit te bereik, sal God alle lyding, beproewing, teenspoed, voorspoed, seëninge, sonde, ja ook jou eie sonde, en ook ander se sonde, wat in boosheid teen jou gerig is, dit wil sê alle goed en kwaad, ten goeie laat meewerk, om sy koninkryk in mense te laat kom, en om sy kinders gelykvormig aan die Here Jesus in die hemel te bring. En hy sal alles gebruik om dit te doen. En daar is niks wat God se planne kan dwarsboom of kelder nie. Anders is hy nie God nie. Wanneer hy sy koninkryk op aarde in mense se lewens bou nie. Geen sonde, geen verraad, geen vervolging, geen bose planne kan God se planne omverwerp of keer nie. Ek noem vir die 3 voorbeelde uit die Bybel uit. Die eerste is, uit jaloesie verkoop Jakob se seun se broer Josef as slaaf na Egipte. Hy beland onregverdig in die tronk, nadat hy ook deur Potifar se huis is, en 13 jaar later word hy vrygelaat, en word hy die eerste minister van Egipte. Josef se broers kom na Egipte om koring te koop, en hulle buig voor hulle broer, wat hulle sonde ontmasker en in lig bring, en jare later, na Jakob se dood, dink Jakob het 170 geraak, jare later na Jakob se dood, toe kom val sy broers bewend voor hom, uit vrees vir vergelding, nou dat hulle pa dood is, en om Josef om vergifnis te smeek, en dan sê Josef vir hulle, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. God het die sonde van Josef se broers ten goeie laat meewerk, om sy verlossingsplan vir die volk van God uit te werk. Die seuns was nog steeds volledig verantwoordelik vir hulle sonde, maar God het dit gebruik om sy verlossingsplan vir sy volk uit te werk. Die tweede voorbeeld is die kruisdood van die seun van God. God die Vader het uit liefde sy seun gestuur om te sterf vir sondaars. Dit lees ons in Johannes 3 vers 16, dis bekend aan u. Wie was verantwoordelik vir Jesus se dood? Hoor wat preek Petrus op Pinksterdag vir die Joodse skare. Hy sê God het besluit en dit vooruit bepaal
om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. God het hom gestuur om te sterf vir die wêreld se sonde. En dan gebruik hy die Jode en die Romeine se sonde om hom te kruisig. Die kruisiging van sy seun was deel van God se verlossingsplan. Jesaja 53 uitgespel 700 jaar voor Jesus gekom het. God gebruik die Joodse raad en die Romeine om Jesus te kruisig. Die Joodse raad het Christus uit haat aan die Romeine oorgelewer wat Jesus onskuldig gekruisig het. Alhoewel die Joodse raad en die Romeine skuldig staan, gebruik God hul boosheid en sonde sodat Jesus vir ons sonde kan sterf. Dis 'n geheimenis. Moenie probeer om dit logies bymekaar uit te bring en jy gaan dit nie reg kry nie. Die Jode en die Romeine se sonde het God ten goeie laat meewerk om sy verlossingsplan vir die wêreld uit te voer. Die derde voorbeeld. Paulus sit in die tronk in Rome in 62 na Christus. Dit waarskynlik hulle reken Rome. 2 jaar voordat die vervolging losgebars het, waar hy in huisarrest is en die keiserlike wag hom oppas. Nou die keiserlike wag is deur keiser Augustus gestig as die keiser se persoonlike elite soldate spesialis eenheid. 9 eenhede, altesaam plus minus 9000 soldate. Elkeen met die rang van 'n hoofman, met die hand uitgesoek, hoogs intelligent, Italiaanse afkoms, die room van die Romeinse weermag, geweldig invloedryk in Rome, paar keer 'n keiser vermoor en 'n ander een in sy plek aangestel. Ek dink 4 of 5 keer het hulle dit gedoen. Geweldig invloedryk. En deel van die keiserlike wag se taak was onder meer om gevangenes te bewaak en op te pas wat voor die keiser moes verskyn, en daarom het hulle vir Paulus opgepas. Nou van die tronk in Rome skryf Paulus 'n brief aan die Filippense, en hoor wat skryf hy vir die Filippense? Hy, die grootste teoloog en sendeling in gevangenskap, onaktief en onproduktief, sou ons kon sê. Hoor wat skryf hy aan die Filippense? Hy sê, ek wil hê julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Hy is in die tronk. Hy sê, maar dit het die evangelie, verkondiging van die evangelie bevorder. En dan sê hy, dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit terwille van Christus is dat ek 'n gevangene is. God het Paulus se gevangenskap ten goeie laat meewerk om die evangelie in Rome te versprei. Nou hoe het dit gebeur? Paulus is 24 uur van die dag aan 'n soldaat van die keiserlike wag vasgeboei gewees. Wagte het elke 6 uur gewikkel. So jy kan dink oor 2 jaar het Paulus baie van hierdie 9000 soldate goed leer ken. En sonder twyfel die evangelie aan hulle verduidelik en hy het ook van sy briewe geskryf en hulle was by hom. Hulle het dit gehoor, maar hy het dit voorgelees. So het Paulus die evangelie aan die mees invloedryke groep mense in Rome verkondig. Hoeveel tot bekering gekom het, weet ons nie. God het Paulus se gevangenskap ten goeie laat meewerk om sy koninkryk te bou deur die verkondiging van die evangelie aan die keiserlike wag. Nou hierdie voorbeelde, Josef se lewe, Jesus se kruisiging en Paulus se gevangenskap sien ons duidelik hoe God die kwade ten goeie laat meewerk. Ons kan nie God se plan dwarsboom nie. As ons dit negatief maak, dan trek God net 'n streep daardeur en maak hy dit positief. Hy kan met enigiets doen. In ons lewens sal ons soms die hand van God duidelik sien. In my eie lewe kan ek dit ook sien, baie goed. My broer se bladvere breek af op 'n vakansie en ons 2 dae gestrand en ek gee een van hierdie spelertjies, ek gaan net dit gee ek vir 'n man wat my help en hy en sy hele gesin kom radikaal tot bekering. Nou as ek terugkyk en ek sê die Here dit ten goeie laat meewerk. Soms sien ons die Here se hand oor hoe hy slegte dinge ten goeie laat meewerk in ons lewens tot uitbou van sy koninkryk en tot ons geestelike heil. Vir die meeste van ons vrae sal ons hierdie kant van die graf geen antwoord hê nie. Jy gaan nie. God gaan nie noodwendig vir jou sê nie. Oor hoe die Here alles in jou lewe goed en sleg ten goeie laat meewerk. Dis waar geloof in kom. Jy moet daaraan vashou.
God se ontzagwekkende almag en alwysheid en voorsienigheid gaan ons verstand absoluut te bowe as ons daaraan dink dat God dit doen vir miljoene gelowiges reg oor die wêreld. Hy doen nie net vir jou nie, hy doen dit vir almal anders. Kan jy dink aan sy alwysheid en sy almag en sy voorsienigheid? Dis te veel vir jou en vir my klein verstandjie dat God dit kan doen. Dit bring ons by die volgende punt. Hierdie belofte is nie vir alle mense nie. God laat nie alles ten goeie meewerk vir alle mense nie. Hierdie belofte is net gerig aan God se kinders. En Paulus beskryf God se kinders op twee maniere. Die gelowige word in hierdie gedeelte beskryf in terme van dit wat die mens doen, vir hulle wat God liefhet, in terme van dit wat God doen, vir hulle wat volgens God se besluit geroep is. Nou, gelowiges is hulle wat God liefhet, dis die mees basiese beskrywing van 'n gelowige. Wat 'n kind van God kenmerk, is die vrug en die bewys van jou kindskap. Dit wil sê, jy verdien nie jou kindskap deur jou liefde vir God nie, want dan gaan nie een van ons dit maak nie. Want nie een van ons het vir God lief soos ons hom moet lief hê nie. Maar omdat jy 'n kind van God is, het jy God lief. As daar geen liefde is nie, is jy nie 'n kind van God nie. Nou die grootste gebod vir God se kinders om die Here lief te hê met hart, siel en verstand loop soos 'n goue draad deur die Bybel. In Deuteronomium sê die Here, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen, jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Jesus bevestig dit ook as die belangrikste gebod in sy gesprek met die skrifgeleerdes. En van die begin af was dit duidelik dat ons liefde vir God is die vrug van die Here se werking in my hart. My liefde vir hom is die vrug van sy werking in my hart. Reeds in die Ou Testament het die Here gesê, die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, sodat jy die Here jou God met hart en siel sal lief hê, sodat jy kan leef. Hy besny my hart, ek het hom lief. Paulus bevestig dit, ons liefde tot God is die vrug van die Gees se werking in ons harte. Paulus sê in Romeine 5, en die God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So as vrug van die Gees word ons liefde tot God sigbaar in ons hartstoewyding, ons liefde vir alle mense en ons gehoorsaamheid aan sy opdragte. Maar belangrik, aan hierdie kant van die graf bly dit onvolmaak. Want as dit onvolmaak is, dan as dit volmaak is jy soos Jesus. En niemand is soos Jesus nie. En daarom moet ons groei en toeneem in ons liefde vir God. My liefde tot God, en dis belangrik, is 'n bewys van my kindskap. Maar my kindskap hang nie af van dit nie. Dis nie daarop gegrondves en gewortel en daarop gebou nie. En dit bring my by Paulus se beskrywing van gelowiges in terme van wat God doen. Hy sê gelowiges is hulle wat volgens God se voorneme geroep is. En nou in die lig van wat ons doen en wat God doen, sou ons kon sê, en dit is waar die tema vandaan kom, gelowiges is hulle wie God geroep het om hom lief te hê. Maar dit wat jou kindskap vasmaak, is God se roeping. Die liefde, hoe onvolmaak ook al, is die vrug daarvan. Nou hier is dit belangrik dat ons die woord roeping reg verstaan. Want dis die sleutel of anker wat God se belofte in Romeine 8 vers 28 vasmaak as 'n belofte dat God se kinders nooit tot in alle ewigheid verlore kan gaan nie. Sy ware kinders. Hier moet ons onderskei tussen 'n algemene roeping en 'n effektiewe roeping, waar mense opgeroep word om hulle te bekeer en in Jesus te glo. Daar's 'n algemene roeping en daar's 'n effektiewe of 'n besondere spesifieke roeping. Kom ons kyk eers na wat die algemene roeping behels. Bekeer julle en glo die evangelie, preek die Here Jesus toe hy met sy bediening begin. Daarom die Here Jesus se opdrag aan sy disippels en in die kerk in Matteus 28, Lukas 24 en Markus 16 om alle mense op te roep tot bekering en geloof in die Here Jesus. En daarom lees ons in Markus 16, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word. So 'n algemene roeping
is dit 'n algemene uitnodiging aan alle mense om hulle te bekeer en in die Here Jesus te glo. Soos wat deur die gelykenis van die saaiër uitgebeeld word, die saad van die evangelie val oral op alle tipe grond om verskillende mense wat dit hoor uit te beeld. Dis die algemene roeping. En hierdie spelertjies wat ons daar in Kahoogland versprei, uitdeel, is nou wil hy nie speel hierdie. Ja, maar om een of ander rede wil hierdie een nou nie speel nie, maar dis soos hulle lyk, en Bybelstories is hier op in die Rero, en ons versprei dit en so hoor hulle die evangelie. Dis deel van die algemene roeping. In die Nuwe Testament vind ons naas die algemene roeping as oproep om te bekeer en in Jesus te glo ook 'n effektiewe roeping. Dis die saad van die evangelie wat op ontvanklike harte val, voorberei deur die Heilige Gees, die saad ontkiem, mense kom tot geloof en bekering en hul lewens dra vrug dat hulle tot geloof gekom het. So die algemene roeping is almal hoor dit, effektiewe roeping is God sit sy hand op iemand se lewe, keer sy lewe om. Effektiewe roeping beteken dat God deur die verkondiging van die evangelie en die werking van die Gees, mense wat in hulle sonde dood is, lewend maak sodat hulle in ware geloof die Here Jesus Christus omhels en hulle bekeer. Dis effektiewe roeping. Nou hier kry ons 'n wisselwerking tussen wat God doen en die mens wat in geloof reageer. Dis die algemene roeping wat kom. Daar effektiewe roeping is, dan reageer die mens. Maar baie belangrik, dit is nie die geval van God die Vader wat sy seun gestuur het om vir ons te sterf met die hoop dat verlore sondaars tog in die Here Jesus sal glo en met die vrees as sondaars nie vir Jesus kies nie, dan sal niemand glo nie. Dit is glad nie so nie. Glad nie so nie. Jesus het nie gesterf en nou verkondig ons die evangelie en die Vader hoop daar's mense wat glo, want as mense dan nie glo nie, dan het Jesus verniet gesterf. Dit is glad nie die geval nie. Nee, God die Vader se roepstem gaan onweerstaanbaar uit na sondaars wat in hulle sonde dood is. Deur die krag van die Gees, die verkondiging van die evangelie, roep God sondaars dood in hulle sonde, maak hulle lewend en bring hulle tot geloof in Christus. Nou weet ek, alles wat ek nou gesê het, gaan vra by oproep, die vraag gaan ek in die weke wat kom ook hanteer. Nou die beste voorbeeld van effektiewe roeping is die vallei van doodsbeendere wat 'n magtige leer mag word in Esegiel 37. Esegiel ontvang die opdrag van die Here om vir die dooie beendere te preek en te bid. Kan die dooie beendere reageer? Nee, hulle kan nie. Is dood, is wit gebrand. Kan sondaars reageer? Nee, hulle is dood in hulle sonde. Die dooie beendere kon op geen manier reageer op Esegiel se prediking as die Gees hulle nie lewend gemaak het nie. En daarom mooi hoor wat sê die Here Jesus in Johannes 6:63. Hy sê, dit is die Gees wat iemand lewend maak, die mens self kan dit nie doen nie. Soos ek die woord preek vir 'n Himba, wat in ongeloof is, hy kan hom nie self lewend maak nie. Net die Gees van God kan hom lewend maak, dat hy reageer en dat hy die Here Jesus aanneem en dat hy sy sonde bely. Daarom is God se roeping effektief en onweerstaanbaar en dit bereik sy doel. Verlore sondaars word verander in gelowige sondaars wat die Here Jesus liefhet. Daarom is die evangelie nie net 'n aanbod van redding nie. Die evangelie is Jesus red mense. In die evangelie van Johannes praat Jesus ondubbelsinnig oor God die Vader wat mense onweerstaanbaar en effektief roep om in Jesus te glo. Ons kry dit veral in Johannes 6. Gaan vir 3 tekste lees, eintlik 4. In Johannes 6 vers 37 dan sê Jesus vir sy disippels: elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En die wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. In Johannes 6 vers 44 sê Jesus: niemand kan na my kom as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie. Kan nie. Mense het omgedraai en weggestap toe Jesus dit gesê het. En dat Jesus hier oor geloof en redding praat is duidelik uit die tweede helfte van vers 44. Daar sê Jesus:
en ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Die wat die Vader na hom getrek het, gestuur het, sal hy die dood laat opstaan. En in Johannes 6 vers 65 bevestig Jesus dat die Vader mense trek en roep, en as hy dit nie doen nie, kan niemand glo nie. Herhaal Jesus dit weer. Daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader aan hom gegee is nie. Niemand kan na my kom as dit nie deur die Vader aan my gegee is nie. Kan jy nou verstaan wat beteken God se roeping? God trek, God stuur. Dit is God wat dit doen. En as hy dit nie doen nie, dan bly sondaars dood in hulle sonde. Keer op keer praat Paulus in sy briewe dat gelowiges glo en verlos is omdat die Vader hulle geroep het en dan dit aan hulle gegee het. Aan die Tessalonisense skryf hy, God het julle ook daartoe geroep om deur ons verkondiging van die evangelie die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. God het julle geroep om deel te kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Aan die Korintiërs skryf Paulus, God is getrou, deur wie julle geroep is tot verbondenheid met sy Seun Jesus Christus ons Here. Is jy verbonden met die Here Jesus? Moet jy hom glo? God het jou geroep. In 1 Korintiërs 1 vers 9, maar diegene wat geroep is, dis 1 Korintiërs 1 vers 24, maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Deur sy krag en deur sy wysheid het hy jou geroep. En dan in die begin van Romeine noem Paulus, hoe noem hy die gemeentelede? Hy sê, hy praat van hulle as geroepe heiliges. Geroepe heiliges. En wanneer Paulus oor homself praat, dan sê hy die volgende. Hy sê, God het dit goed gevind om my deur sy genade te roep, om sy Seun aan my te openbaar. Nou, Paulus is die beste voorbeeld hier. Paulus is op pad na Damaskus om die gelowiges te vervolg. Nou wat lees ons daar? Paulus het gestop en toe oordink hy dit en toe besluit hy, okay, van nou af kies hy die Here Jesus, hy gaan nou nie meer dit doen nie, hy kies nou om iets anders te doen. Is dit wat gebeur het? Nee, glad nie. Dit het glad nie gebeur nie. In sy genade het God homself in sy Seun aan Paulus geopenbaar en hom onweerstaanbaar geroep. En in sy roeping het God se genade Paulus oorweldig. Het hy 'n keuse gehad? Nee, hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy het daar gelê. Hy vra, wie is hy? Hy het daar opgestaan en die Here radikaal begin dien. Het hy vir God gekies? Ja, hy het hom gekies. Maar dis nie waar die klem val nie. Die klem val, God het hom geroep, homself aan hom geopenbaar en hom oorweldig deur sy genade. Dit is waar van alle gelowiges, ook van jou. Het gebeur nou nie miskien soos met Paulus nie. As God jou nie geroep het nie, en jou deur sy genade oorweldig het nie, sou jy nie geglo het nie. Jy glo in Jesus alleenlik, omdat God sy genade jou oorweldig het, en omdat God jou onweerstaanbaar geroep het. Dis wat God doen. Dis hoekom ons vir mense kan bid, met die vaste sekerheid dat God kan werk. Nou die vraag, hoekom roep God sondaars om in Jesus te glo? Ek het in 'n sekere sin alreeds daarin geraak. Hoekom doen God dit? Ten eerste, en dis belangrik, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor ons nie. Dit gaan oor God en oor sy Seun Jesus Christus. Hoekom doen hy dit? God doen dit ter wille van sy Seun. Vanuit sy genade en sy liefde doen hy dit ter wille van sy Seun wat op Golgotha vir sondaars gekruisig is. God het sy Seun gestuur om vir sondaars te sterf en daarom roep die Vader sondaars om in sy Seun te glo om vir sy Seun 'n bruid bymekaar te maak. Hy maak 'n bruid vir sy Seun bymekaar deurdat hy sondaars roep. Hy doen dit deur die verkondiging van die evangelie. Sien jy, ons rol word al hoe kleiner. Al wat van ons gevra word is gehoorsaamheid. So vanuit sy genade en liefde ter wille van die Here Jesus om vir hom 'n bruid bymekaar te maak. Die tweede rede hoekom God dit doen is omdat hy so besluit het. Vanuit sy genade en liefde omdat hy so besluit het. Hy het so besluit. Dit is deel van sy ewige raadsplan. Nou soos weer terug by Romeine 8 vers 28.
Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Sy besluit, sy plan. Meeste Engelse vertalings vertaal dit met purpose. Die ESV sê, those who are called according to his purpose. Dis sy doel, dis sy plan. Dis hoekom hy dit doen. Jou roeping en geloof en verlossing was en is deel van God se voorneme, plan en uiteindelike doel met jou lewe. Dis sy plan. Die teks wat dit die beste saamvat, vind ons in 2 Timoteus 1 vers 9. Daar lees ons, sê Paulus, God het ons verlos en geroep met 'n heilige roeping. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit. So God het jou geroep. Nie op grond van jou dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk. God se roeping om ons tot geloof in Jesus te bring is gegrond op sy eie ewige besluit, sy plan, sy genade, sy doel. Daarom is hierdie roeping van God in ons lewens onherroepelik vas. Want as God roep, dan roep hy. En as hy red, dan red hy. En kan nie verander nie. Jesus bevestig dit, as ons weer na Johannes 6 toe gaan. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, en dit is die wil van hom, praat van sy Vader, wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, hoor wat sê Jesus? Dat almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag sal opwek. Dis die wil van hom, wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar op die laaste dag sal opwek. God se wil vir sondaars wat hy geroep het tot reddende geloof in die Here Jesus is om hulle op die laaste dag op te wek, volmaak, gelykvormig aan Christus voor sy troon te stel. Ek sluit af. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Ek hoop dat jy voortaan anders na Romeine 8 vers 28 sal kyk. En wanneer goed en sleg oor jou pad kom, God se seëninge of onverstaanbare lyding, hartseer en beproewing, ja, selfs sonde. Weet dit en hou daarin vas. Jou Vader is in beheer. Hy het 'n einddoel vir jou lewe in die oog en hy sal dit uitvoer. Dis wat staan in Timoteus, dit wat Jesus in Johannes 6 vers 39 sê. En God sal niks ontsien, niks. En alles, letterlik alles ten goeie laat meewerk om jou, as jy sy kind is, gelykvormig aan Christus te maak en jou veilig in die hemel te bring. Dis wat dit beteken as ons sê Jesus red. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons buig voor U almag, voor U woord. Ons buig voor U wysheid. Ja, Here, dit wat U in die woord geopenbaar het, is vir ons om te verstaan, en sommige van dit is ook moeilik om te verstaan. Maar dankie dat ons kan vashou aan U trou en U liefde en U genade. Want U het uit genade U self en U Seun Jesus Christus gegee om te sterf vir sondaars. Dankie dat ons daaraan kan vashou. En met die wete dat U sondaars red omdat Jesus gesterf het. En as ons die kinders is, dan sal hy ons deurdra en deurvat tot die einde toe. Maak nie saak wat gebeur nie. Ja, Here, ons bid dat U ons sal vul met U Gees en hierdie waarheid in ons harte sal skryf en dit so deel van ons lewens sal maak dat ons nie sal moeg raak om te volhard om U te dien nie. Dat ons net met meer toewyding vir U sal lief hê en sal dien met ons hele hart. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.